Ek wil gou vra, voor die kinders uitgaan na die kinderkerk toe, wil ek gou almal van julle vorentoe roep. En ek wil hê julle moet vir sommer hier in die voorste ry kom sit, asseblief. Jonk, oud, hoe sê ek altyd vir my suster, dat al ouer as ek is, ek en sy is ook iemand se kind. So as jy voel, jy is ook iemand se kind en jy wil ook hier voorkom sit, is jy meer as welkom. So, ek wil by julle vanoggend hoor, sien ek het weer vir julle sweet saamgebring. So, ek wil vanoggend by julle hoor, wie van julle het al 'n rugsak gedra? Het julle al 'n rugsak gedra? Ek hoor, deesdae dra hulle nou nie meer rugsakke skool toe nie, hulle het mos nou hierdie wielietjie tasse. So, het dit al vir julle gevoel baie keer dat die rugsak vir julle net te swaar raak? Dat julle nie meer voel, julle het die krag en die energie om die rugsak te dra nie. Baie keer, ek voel bietjie hoe voel die rugsak, kyk of julle die rugsak kan dra. Ek gaan hom neersit, net nou. Julle kan maar probeer, kyk of julle die rugsak kan optel, kyk. Jy kan kyk, ek doen kyk vir jou. Is hy te swaar? So, baie keer, dan voel dit vir ons, die rugsak en die pad wat ons moet stap is te lank om die rugsak te dra, nee. Eers voel jy hoe swaar is die rugsak. So, kom Boetie, yes, Boetie, jy sterk. Die rugsak is regtig swaar, julle. Daar sy. Omdat julle almal die rugsak gedra het, weet julle wat, nee. Kom ek gee vir julle 'n sweetie. Nee. Julle kan maar 2 vat, ek gaan nou vir jou gee. Daar's nog 1 chocolate oor en 'n paar suigstokkies. So, is die chocolate. Ek kan maar 'n suigstokkie ook vat, Boetie. As hy. So, baie keer het julle al gehoor, dan sê die mense, die Here sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer nie. Baie keer dan hoor ons dat ons sal nie meer kan kry as wat ons kan hanteer nie. Maar eintlik is dit nie wat die Bybel sê nie. Eintlik sê die Bybel vir ons, as ons rugsak te swaar raak, dan moet ons hom vir die Jesus gee. Want sien, hierdie rugsak is nie noodwendig die ding wat baie keer te swaar raak nie. Die ding wat te swaar raak, is die toetse, dis maatjies wat lelik is, dis dinge wat nie lekker is om elke dag saam met ons te dra nie. Maar wanneer dinge nie lekker is nie, wanneer dit moeilik is, en wanneer jy voel die rugsak te swaar is, wat moet jy dan doen? Wanneer jy voel jy het te veel probleme? Dink jy moet sterker word? Of dink jy moet die probleme wat jy het vir liewe Jesus gee? Nee, die ander ene. Want ons kan net so sterk word. Ons het net soveel krag. En baie keer gebeur daar dinge wat ons nie krag voor het nie. So as ons weer by die skool, as ons maatjies met ons lelik is, as ons moet toets skryf, of ons het te veel sport en ons is moeg, en jy voel jy kan nie meer nie. Dis net als too much, nee? Jy kry mos daai dae. Nou wanneer dit vir jou so voel, gaan bid en dan gee al die probleme wat jy het vir liewe Jesus. Gaan julle dit onthou? Wonderlik. Kom ons sluit hier oor, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend kon stil raak voor U. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie boodskap met hierdie kinders kon deel. Here, wil U hierdie week by hulle wees. As jy vir probleme en die toetse en die maatjies en die skool en die sport en alles net vir hulle te veel is, wil jy vir hulle die krag en die energie gee om ook so die probleme wat hulle het in U hande oor te gee. Wil jy hulle behoed en bewaar en elke dag net veilig hou. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam alleen. Amen.
Julle kan maar kinderkerk toe gaan, Tannie Mariska wag vir julle in die ou huis. O God. Ons staan vandag stil by die derde preek in ons preekreeks van wat sê die Bybel regtig. Verlede week het ons oor die mite oor oordeel gepraat en ons het gesien dat die Bybel ons wel roep om te onderskei, maar nie om te oordeel nie. En dat dit 'n baie fyn lyn is en dat onderskeiding uit 'n plek van nederigheid en liefde geskied. Vandag gaan ons bietjie na 'n ander stelling kyk. Een wat ons oor en oor hoor. Iets wat iemand al vir my en Monozel al vele kere gesê in ons lewe, ekskuus. En hierdie frase word dikwels gebruik in tye met die bedoeling om hoop te gee, om bietjie iemand te help, om bietjie vir hulle net 'n wyse woordjie te gee om hulle deur hierdie moeilike tye te kry. En die probleem is, dit skep 'n verwagting van iets wat nie kan gebeur nie. En op die ou ende maak dit meer seer as wat dit daai persoon in daai situasie help. Maar voor ons vanoggend se teks te kyk, kom ons sluit die oë en bid ons weer saam. Sê ons Vader, waar ons vanoggend gaan stil staan by meer as een teks. Here, staan ons ook so stil by iets wat ons almal al beleef het. Iets wat daai hartsnare soms net roer en dalk nie altyd op die regte manier nie. Here, help ons om vanoggend so te hoor en te beleef, om bewus te word van wat U vir ons in die woord wil sê, om bewus te word van dit wat U aan ons wil openbaar. Here, help ons om hierdie boodskap, hierdie tekste ons eie te maak, om daaraan vas te hou in die tye wat dit moeilik is, en dat ons sal weet, ons sal op U staat maak. Here, maak ons harte stil, maak ons gedagtes oop en ontvanklik vir U woord. Amen. Ek gaan vir ons 2 tekste lees, en dan gaan ek vir ons 'n derde een ook lees, wat ongelukkig nie op die bord is nie. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons self die hoop om te bly lewe laat vaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek tot lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gefestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle mee deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie 'n seën van God vir ons bring, en dan sal ons hom vir ons dank. Net tot so ver. Ons gaan nou by die ander teks kom wat op die bord is. Die stelling dat God, die Here, sal ons nooit meer gee as wat ons kan hanteer nie, kom waarskynlik uit 1 Korintiërs 10 vers 13. En dis eintlik 'n belangrike teks, dis nou die een wat nie op die bord is nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan dra. Maar God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar sal saam met versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan dra. Dieselfde Paulus wat hier gesê het, hy word bo sy menslike kragte getoets,
is die een wat hier skryf, maar God sal ons nooit bo ons kragte versoek nie. Hoekom is dit so belangrik om die verskil tussen versoeking en beproewing te verstaan? Want ek dink daarin lê die geheim van wat Paulus se bedoeling was agter hierdie twee gedeeltes wat hy geskryf het, in sy eerste en in sy tweede brief aan Korintiërs. Versoeking is die begeerte om te sondig. Dit kom van die bose, dit kom van ons sondige natuur. Maar God sê hy sal nie ons bo ons kragte laat versoek word nie. En die rede hiervoor is eenvoudig. Wanneer ons in Christus is die Heilige Gees in ons. Die Heilige Gees is dieselfde Gees. Dink vir 'n oomblik aan. Die Heilige Gees is dieselfde Gees wat die bose oorwin het. Dis God wat die dood oorwin het. Sy Gees is in ons. Dis die krag wat in ons is. Dis tot wat ons in staat is. Dit is wat die krag wat tot ons beskikking is. Die Gees gee ons krag. Ons is dis nie alleen in ons stryd teen sonde nie. Die Heilige Gees is in ons. En wanneer 'n versoeking oor ons pad kom, het ons reeds die krag, deur God Drie-enig, om dit te weerstaan. En daarom is ons in staat om sonde te oorwin, om versoeking teen te staan. God self gee vir ons daardie krag. God self is daai krag wat in ons is. En dis die krag wat ons het teen versoeking. Maar die Bybel wys vir ons 'n heel ander prentjie as dit kom by beproewings. Want in hierdie lewe gaan ons swaar kry wat ons heeltemal oorweldig. Wat ons voel maar daar's nie 'n uitkoms nie. As ons kyk na die teks wat ons nou net gelees het in 2 Korintiërs, skryf Paulus, ons wil hê julle moet weet, broers, van die swaar kry wat ons in die provinsie Asië gehad het. Ons is oorweldig. Ons is onder druk geplaas, bo ons vermoë om dit te dra. So erg dat ons begin twyfel het. Paulus sê duidelik hier dat hy baie meer ontvang het as wat hy kon hanteer. Hy was oorweldig. Hy het op 'n punt gekom wat die lewe vir hom net so hard was dat hy begin twyfel het. Paulus, die grootste sendeling, een van die grootste skrywers in die wêreld, in die Bybel, ekskuus, het begin twyfel. Hy's geslaan. Hy was honger. Hy het skibreek gely. Hy's deur mense verwerp en het 'n doring in die vlees gehad wat hom dag en nag getuister het. Dit was beproewings wat hom fisies en emosioneel tot by breekpunt gebring het. Ons beproewings is soortgelyk. Ons beleef ook beproewings in hierdie lewe. Hierdie swaar kry kom nie van God as 'n versoeking nie. Want in Jakobus 1 lees ons dat God niemand versoek nie. Jy kan vir ons daarna die volgende: gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly, as hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys, die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep.
net tot sover. In 1 Jakobus lees ons dat God niemand versoek nie. Ons beproewings, die dinge wat ons pyn, fisies en emosioneel veroorsaak, is 'n werklikheid. Dit kom as gevolg van die gebrokenheid in hierdie wêreld. Dit is dinge soos die afsterwe van 'n geliefde. Dinge soos 'n siekte, werksverlies, verwerping in die samelewing, wanneer jy uitgestoot word, depressie. Dit is beproewings wat nie ons skuld is nie, maar veroorsaak word deur die pyn en die swaar van hierdie wêreld. In hierdie tye, wanneer die las onhanteerbaar voel, sê die Bybel dat dit juis die punt is waar ons op God moet vertrou en nie op ons eie krag nie. Want as ons op ons eie krag gaan vertrou, gaan ons nooit sterk genoeg wees om hierdie beproewings deur te maak nie. Ons moet op God vertrou. En dis iets wat gelowiges al eintlik baie lank terug klem opgelê het in die Bybel. In Psalm 55 alreeds sê die skrywer, werp jou las op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal die regverdige nooit laat wankel nie. Hierdie teks hierdie teks sê nie vir ons dat daar nie gaan laste wees nie. Hierdie teks sê vir ons dat wanneer die laste te swaar is, wat ongelukkig gaan kom. Ongelukkig hierdie lysie goed wat ek genoem het, dis dinge wat ons almal al getref het in hierdie lewe. Maar wanneer hierdie beproewings van buite af voor ons pad kom, moet ons dit vir die Here gee. Moet ons op hom staat maak. En dit is die verskil tussen versoekings en beproewings. Versoekings is die Gees in ons. Ons sal die sonde deur die Gees altyd kan oorwin. Want die Gees het alreeds die dood verslaan. Maar wanneer die beproewings van hierdie wêreld ons knak en ons breek, gaan ons eie krag nie genoeg wees nie. Maar as ons vanoggend by hierdie deure uitstap, wat beteken dit vir ons as gelowiges? Wat beteken die verskil tussen versoekings en beproewings? Meer as net woorde wat ek nou gesê het. En dit is 'n nuwe manier om te dink oor die lewe. In die eerste plek, ons moenie skaam wees oor ons swakheid nie. Ons kultuur en ons grootgemaake sê vir ons moet sterk wees. Ons moet alles kan hanteer. Die Bybel wys vir ons dat juis in swakheid God se krag volkome sigbaar word. In die tweede plek, soek God se krag in beproewings en nie in jou eie nie. Ons val baie keer in die struik en dan dink ons, as hierdie dinge na ons kant kom, ek moet net harder probeer. Ek moet net meer doen. Ek moet net aangaan. Ek moet net aanhou beklei. Dalk sal dit dan weggaan of beter word. Maar dan hou ons aan beklei. En dan probeer ons harder. En dan maak ons meer planne. Maar dit word nie beter nie. Die waarheid is dat God se krag bo ons krag is.
groter as ons krag is. In die moeilike tye moet ons nie op onsself fokus nie, maar op hom wat die rugsak vir ons kan dra. Die krisis is nie 'n toets van jou krag nie, maar die krisis kan gebruik word om te besef hoe groot God se krag is. Dit is dalk 'n nuwe manier waarop jy God se krag kan ervaar. Die derde punt, soos die psalmskrywer gesê het, is werp jou laste op die Here. En dis 'n praktiese opdrag. Maar wat beteken dit? Dit klink so maklik en so lekker om vir iemand te sê, werp jou laste op die Here. Dit is nie net 'n gebed nie. Dit is 'n daad van oorgawe, wat in die eerste plek jou perspektief verander. Om jou las op die Here te werp beteken om te sê, Here, ek is in hierdie situasie. Ek is nie in beheer hiervan nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek kan nie meer nie. Maar ek gaan nou hierdie situasie in U hande gee. Ek werp dit na U toe. En dit haal dadelik die druk van jou skouer af. Dit gee vir jou 'n stuk vrede in jou hart dat al gaan ek deur 'n moeilike tyd, al word ek beproef bo my kragte, soos wat Paulus gesê het, dit is in God se hande. Ek hoef nie op myself staat te maak om uit hierdie beproewing te kom nie. Ek maak op God staat. Dit bring in die tweede plek 'n gemoedsrus. Wanneer jy jou las werp, ruil jy jou angs en jou bekommernis vir vrede. Jy weet nie hoe God die probleem gaan oplos nie. Jy weet nie eens of die probleem opgelos gaan word nie. Maar jy weet dit is in God se hande. Dis 'n vrede waar jy mee 'n stuk tevredenheid en rustigheid in jou hart kry, wat alle verstand te bowe gaan. Dis iets wat ek nou hier kan sê, maar tot jy dit gedoen het, gaan jy nie 100% verstaan wat daai gevoel is nie. In die vierde plek, bely jou onvermoë en verwag God se krag. Om te weet dat beproewings meer is as wat ons kan hanteer, is nie 'n teken dat jy 'n mislukking is nie. Dit is nie 'n teken dat jy opgegee het nie. Dit sê nie vir jou jy's 'n lafaard wat weghardloop van jou probleme nie. Dit is 'n geleentheid om God se verlossing te verwag. Dit is om soos Paulus te bid, ek is swak, Here, maar U is sterk. U krag word in my swakheid volmaak. Die gevolg is nie dat ons net die krisis oorleef nie, maar dat ons God op 'n dieper en meer intieme manier leer ken. Die mite, die Here sal jy nooit meer gee as wat jy kan hanteer nie, is nie Bybels nie. Want dit plaas die fokus op ons krag en dit skep 'n valse gevoel van selfstandigheid. Dit is miskien die diep waarheid dat ware geloof nie in ons eie vermoë lê nie, maar in totale afhanklikheid van God. En om te sê dat ek nie hierdie situasie kan hanteer nie, beteken nie jy het opgegee op die stryd nie. Dit is 'n uitnodiging om die stryd te los en te kies om swak te wees. Om te kies dat God sterk is in jou. Om nie op jou eie krag staat te maak nie, maar op sy krag. Ware geloof is om te weet dat jy nie sterk genoeg is nie,
en dat dit heeltemal in orde is. God se krag word in ons swakheid geopenbaar. Hy wag nie vir ons om op ons beste te wees nie. Hy is altyd op sy beste. Wanneer ons sterk is of wanneer ons swak is. Hy nooi ons om al ons laste op hom te werp. Hy kom vanoggend by jou en hy sê, hierso is ek. Wat beproef jou? Wat breek jou? Gee dit vir my. Want deur my, met my krag, sal jy sterk genoeg wees. Maar omdat hy wil hê, jy moet die oorwinning en die vrede van sy onbiddelike krag beleef. Kom sê hy vir ons, gee jou beproewings hoor in my hande. Kom ons stap vanoggend hier uit met 'n nuwe perspektief. Dat ons nie gemaak is om alles dat ons nie gemaak is om alles te kan hanteer nie. Maar dat ons gemaak is om deur die almagtige God gedra kan word. Amen. Ons Hemelse Vader, ons sit vanoggend hier en een en elkeen van ons het beproewings. En U ken ons harte en U ken ons lewens en U weet wat dit is. Here, ons sal vanoggend hierdie dinge wat ons toets bo ons menslike krag, wil ons vanoggend in U hande gee. Here, vat dit. Maak ons lig. Gee ons vrede en nuwe krag vir wat ook al voor lê. Amen.